Vader, ek wil vanmôre oor elkeen hier verklaar. Jy die woord van God in jou. Jy is vanmôre die wonderwerker. Jy is vanmôre die krag van God. Jy is vanmôre die woord van die Here. Jy is vanmôre die lig van die Here. Jy is vanmôre die hoop vir hierdie donker wêreld. Dankie Here dat U vir ons U Gees gee. Dankie dat Jesus die werk gedoen het. Dankie dat ons kan ophou die Heilige Gees bedroef, dat ons God kan verheerlik in hierdie dag en elke dag, sodat God alleen verheerlik word. Ons dankie vir dit, Abba, in die kosbare naam, van die naam bo elke naam, Jesus Christus. Halleluja, thank you Lord. Amen, amen. Prys sy naam. Ons gaan in Nineve sing, want die helfte van ons glo dit nog nie. Vanmôre moet jy praat oor die onvermydelike wat kom. Die verwoesting van alles kom. OK, dit is onvermydelik. Dit moet kom, dit volgens die woord, God se woord kan nie teen homself gaan nie. OK. Maar die Here wil vanmôre iets in jou geloof insit, as jy hom gaan toelaat. O, Here, help ons. Net nie nou nie, Here, net nie geloof nie, net nie, Here, net nie. Ouens, ons moet in oorwinning bly. Elke oomblik van elke dag. OK? Gebeure net so vinnig gou uitlig. Oorlog, Gaza, Israel, neem geweldig toe. Duitsland het moeilikheid. Hulle het 'n skip gevat van Rusland, 40 miljoen rand se olie. Ou Putinkie is nie baie gelukkig nie, ek dink nie ek sal wees nie. Natuurlik Rooikappie, julle ken hom almal, hy het Vrydag baie gepraat hierin. En hy het weer sy liedjie gesing. Daai liedjie. Ons het Vrydag aand tot so by 10:00 het ons gehoor hoe lekker word hy geskiet en sommer net so in die lig, net om te wys ons is bang vir niks, sê hulle. Alraai. Trump het 'n paar goed gedoen, hy die skoolbeheer het hy gekanselleer. Baie dankie so. Die guys en goed gaan uit die school teachings uitgaan, prys God daarvoor. Hy wil ook vervolging inbring teen die ouens wat die jab gebring het. Dankie Here daarvoor. Turkye is in opstand. Verlede week gepraat oor die blindheid gaan jou baie swaar kos. En vanmôre wil ek met jou praat oor wegraap, wegskraap, wegraap, verwoesting. Maar kyk wat staan, groot. Mag geloof. Alles wat die woord van die Here sê, moet in vervulling gaan. God kan nie teen sy eie woord nie. So wat hy gesê het van die begin af tot hierdie dag, is presies soos hy gesê dit sal wees. OK. Dankie vir daai woord vanmôre van vrees. Want dis die grootste, sterkste vyand wat die vyand steeds gebruik is vrees. Wat gaan kom, het jy en ek vanmôre geloof nodig. Dis al. OK. O, Here. Lyk my julle so moeg gesing, ons is nie by vanmôre. Kom ons kyk na die waarskuwing, Sefanja 1. Vers 2 en 3. Hy sê, saamskraap, wegraap. Hierdie is eerste persoon, God praat. Stel ek alles van die aardbodem af weg, spreek die Here. Alright, gaan dit in ons tyd gebeur? Natuurlik gaan dit in ons tyd gebeur. Daar's 'n onrus oor die hele aarde, daar's 'n oproerigheid, die anti-kris moet openbaar word. Daar's baie ouens wat steeds sê, moenie luister na hierdie pastoor nie, daar's nie 'n wegraping nie. OK. So, maar die anti-kris kan nie geopenbaar word vir die kerk nie weg is nie. OK. Maar hy's baie naby om dit te doen. Hoor wat sê hy vers 3. Ek sal wegraap mense en diere,
wegraap die voëls van die hemel, die visse, die see, die struikelblokke, saam met die goddelose, ja, ek sal die mense uitroei van die aardbodem af, spreek God. Met ander woorde, alles gaan vernietig word. Alles, right, hy sluit presies alles hierin. As hy sê alles, dan gaan ek na vers 6 toe en hy sê, ook die wat die Here van die Here afvallig word en die wat die Here nie soek en hom nie raadpleeg nie. Met wie praat hy nou? Met die kerk. Hy praat met jou wat in die kerk sit en jy soek hom nie. Jy's op jou eie mission. Jy doen wat jy wil. Jy doen dit soos jy wil doen. Hy sê ook hulle wat afvallig geword het, gaan ek verwoes. OK. Die vers 7 sê swyg voor die Here, want die dag van die Here is naby. Want die Here het, hoor wat sê, het 'n offer berei, sy gaste geheilig. Is jy gas? Is jy doodseker jy's 'n gas van die Allerhoogste? Ek werk kliphard daaraan. Ek wil 'n gas wees, want weet jy wat? Daardie dag as ons voor hom staan, gaan ek en jy niks doen nie. Ons gaan aansit. Nie show aansit nie, jy gaan aansit om fees te vier. Right, so hy's besig, maar die vraag is vanmôre, laat jy hom toe om jou te heilig. Hy sê vers 8, en op die dag van die offer van die Here sal ek besoeking doen oor die vorste, die prinste en oor almal wat uitlandse klere dra. Ek sal ook op die dag, die volgende vers, besoeking doen oor almal wat oor die drempel spring, wat die huis van hulle Here vul met geweld en bedrog. Dit is besig om te gebeur. Hele oor Europa se lande, dis op pad Suid-Afrika toe ons kan maak wat ons wil, wat die Here se huise vul met bedrog en geweld. OK. Sal nie gebeur nie. Ek ken jou. Ja, dit sal nie gebeur. Jy moet jou Bybel lees. Jy moet so bietjie jou Bybel lees. Jy moet bietjie kyk waar trek ons in tyd. Ek persoonlik het die grootste benoudheid in my gees. Want ons gaan in slaap gevang word. Soos ons aan die slaap gevang is met al ons wette, wat klaar verander is, 100 en iets wette, is klaar verander. Verlede week het die speedkops al die highways toegemaak, hulle het gaan staak. Hoekom? Hulle wil meer oortyd hê, hulle wil meer geld hê, hulle wil meer alles hê. Hulle het nie met die handjie hier by die venster nie. Hulle het gesê, môre gaan hulle weer, as hulle nie hulle eise kry nie. Wie hulle wat volgende logika, polisie, daar's geen wet en orde nie. As hulle kan wegkom, gaan almal wegkom, dan gaan die munisipale werkers begin. Logika. Alright. En God sê, hulle gaan julle huise vul met geweld en bedrog. Die bedrog is nie 'n groot storie nie, ons regering is puik, hulle is briljant. Goed, vers 14. Naby is die groot dag van die Here, naby, hoor wat sê hy, baie haastig, hoor die dag van die Here, bitterlik skreeu die hel daar. Baie naby, baie naby, baie naby, daar's 'n dringendheid by God. OK, vers 15 sê, die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolke. Alles is donker, alles is verkeerd, geen orde, geen niks. Right. 'n dag, vers 16, van bassein geklank en krygsgeskreeu teen die versterkte, hy praat nie meer van Israel nie, Jerusalem nie, stede. Hy praat nou van almal. En teen die hoë hoekvestings, vers 17, en ek sal die mense in benoudheid bring, God sê, eerste persoon, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die Here gesondig het, en hulle bloed sal vergiet word soos stof, en hulle ingewande soos drek. Ons sien dit in Sirië, ons sien hoe hulle die Christene doodmaak. Hulle slaan hulle dood, hierbo in Kenia, hierbo in Nairobi, ons sien al hierdie goed, ons sien dit all over Sudan, ons sien hierdie goed is besig om af te speel. En dan vers 18, en hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die Here te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word. Deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word, want hy, God, bring vernietiging.
Ja, 'n verskriklike oor die inwoners van Israel, die aarde. God is besig om hierdie goed in plek te laat val. Egipte verloor heidaglik $800 miljoen per dag deur die Suezkanaal wat hulle nie kan handel dryf nie. Hy praat van die rykes, hy praat van die prinse, hy praat van al hierdie ouens. Alright. Ek gaan spring na Sefanja 2 toe, vers 1. Hulle soek die Here o alle ootmoediges van die land wat sy ordening onderhou, soek geregtigheid, soek ootmoedigheid, miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die Here. Miskien. Baie ouens sê, daar kan nie 'n wegraping wees nie, ons moet deur die verdrukking gaan. Hier's 'n goeie antwoord vir jou. Ja, miskien moet ons. Maar ons gaan deur 'n ligte verdrukking. My woord, Jesus het vir my, Matteus gesê, julle sal deur 'n ligte verdrukking gaan. Maar hy het gesê, as die dae nie verkort is, gaan jy nie een stukkie vlees gaan dit maak nie. Hier sê hy baie duidelik, miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die Here. Hoor wat sê hy vers 4, want Gaza sal verlate wees, Askelon tot verwoesting, Asdod sal op 'n helder middag verwoes word en Ekron sal ontwortel word. Die hele oosterse blok is in oproer. Hulle het gister weer bymekaar gekom, hulle begin nou weer besluite neem teen Israel, die grootste fout wat jy ooit kan maak. Moenie teen Israel uitvaar nie, hou asseblief net jou mond. Hy sê in vers 6, onthou Gaza gaan platgevee word, daar is niks meer oor nie. Daar is niks meer van hom oor nie. Habakuk 3 vers 12. In grimmigheid betree u die aarde, hy praat weer eens van God. In toorn dors u die nasies. OK? Vers 13 sê, u trek uit tot redding van u volk. Hier kom Israel in. Tot redding van die gesalfde, u verbrysel die kop van die huis van die goddelose en ontbloot die fondament tot by die nek. Sela, dink daaroor. Goed, dan vers 16. Hoor wat sê hy. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe, my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid, dat dit aanbreek vir die volk wat op ons 'n aanval maak. Dis 'n groot order. Jy sien, ons sit vanmôre in 'n kerk, baie lekker, Sondagmôre, baie rustig, baie veilig, dis stil, kalm, alles. Maar die dag as hierdie goed kom, kyk wat gaan in jou binneste begin gebeur. Jou ingewande gaan opspring. Ons het 'n vals idee van God. Ons het 'n vals idee van alles. Ons dink alles sal vir altyd aangaan. Ouens, ons moet wakker word, maar dan kom hierdie, ek moet rustig wag op die dag van benoudheid. OK, dis 'n baie interessante stelling wat hy hier maak. Habakuk 2 vers 3. Is ek by hom gewees? Ekskuus, Haggai 2. Ekskuus liefie. Ja, ek skryf lelik jong. Maar jy weet, my vrou kan dit nie eens sien nie. Vers 4 sê, my siel, sy siel is opgeblaase in hom en nie reg nie. Maar die regverdige, dis waartoe ek nou wil kom. Deur die geloof sal hy lewe. Moenie vanmôre jou siel opgeblaase wees nie. Moenie jou opruk nie. Moenie vir jouself dink jy is heeltemal oukei en jy kan niks vat nie, niks kan aan jou dalk vat nie. Alright, so nou gaan ons na Efesiërs 6:17 toe. Want ek wil nou vanmôre gou vir julle verduidelik, wat is geloof? Ons glo mos.
Ek het 2 weke terug gesê, wat is God? Wie is God? Wat glo jy? Wat glo jy regtig? Ons sing vanmôre 'n waymaker, miracle worker, promise keeper. Maar 3/4 van ons glo dit nie. Weet jy hoekom? Want na kerk gaan jy huis toe, na jou probleem toe, na jou kopseer toe, na jou nederlaag toe, na jou gat toe, na jou put toe, na jou depressie toe, want hierdie waymaker is nie jou my waymaker. Neem aan die helm van verlossing, die swaard van die Gees. Wat is dit? Die woord van God. Die woord van God is die swaard is die woord van God. Sonder die woord kan jy niks doen nie. As jy nie vanmôre in die woord van die Here glo, vas staan op die belofte staan nie, het jy God nie. Jy het nie die Heilige Gees nie. Want hierdie woord sê hy vir ons, die swaard van die Gees, met ander woorde, die Heilige Gees en die woord kan nie geskei word nie. Nou kom ons by geloof en ek wil dit gou probeer verduidelik. Geloof is die swaard van die Gees is die woord. Met ander woorde, God se woord het geen foute nie. Al leef ons in 'n era waar die ouens nou die Bybel so uitmekaar maak, soveel vertalings skryf, soveel kommentare oor die woord skryf, dat hulle sê nie, hulle het vir ons al die jare gelieg. Man, ek staan by my woord. Ek gee nie om wat hulle 2000 jaar terug dalk begin sê het nie. Jou slim geleerde sê, ons is almal mislei. En omdat ons oë en ore uitleen vir hierdie kommentare, is jou geloof niks werd nie. Daai ou se geloof is niks werd nie. Want as jy alles van die woord van God bevraagteken jy God. Dis so eenvoudig soos dit. Dan is hy nie die waymaker nie, hy's nie die promise keeper nie, hy's nie die miracle worker nie, hy's 'n leenaar. Is dit skokkend? Maar hoekom leef ons sonder ons wonderwerke? Hoekom leef ons nie in totale oorwinning nie? Hoekom leef ons nie in totale vryheid nie? Want hierdie swaard in die woord is nie deel van jou lewe nie. Die Heilige Gees is nie in beheer van jou lewe nie. Ek sê dit vir jou prontheid vanmôre. As jy nie in jou oorwinning is nie, is die Gees nie in beheer nie. Jy kan dalk die vraag vir jouself vra. Jy het hom dalk nie. Skokkend. Ek wil jou skok. Ek wil jy moet wakker word voor die moeilikheid kom. Psalm 19 vers 8 sê: Die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Kan ons dit verstaan? Die wet van die Here is volmaak. Stap nou weer weg van genade en gaan voeter weer in wettisisme. Gaan uit die genade uit, gaan bly in die wet. Hoe dom is jy? Nou wil jy alles volgens die wet doen, maar die wet is hier. Ek het die wet. Ek het hom nog nooit verwerp nie. Kan hom nie verwerp nie. Hy is my riglyn. Maar dit is daai goddelike, wonderlike Heilige Gees wat hierdie wet oopmaak. En oombliklik het jy mos oorwinning. Jy leef in gehoorsaamheid. Hy gaan na Spreuke toe 30 vers 5. Hy sê daar, elke woord van God is gelouter, hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Hy is 'n skild, die woord is 'n skild. Paulus verduidelik, ons neem die skild van wat op? Geloof. Maar jy kan niks sonder die woord doen nie. Jy kan al hierdie goed hê, as die woord nie in jou lewe nie, is jy 'n loser. Want jy gaan die waarheid ken, die waarheid gaan jou vrymaak. Sonder die woord gaan jy nooit in oorwinning kan kom. Jy kan nie, dit is onmoontlik.
Die wat tot God gaan, moet glo dat hy is en dat hy 'n beloner is. Nou wag jy 30, 40, 50 jaar vir jou belofte van die Here, maar jy glo hom nie. Maklik om 'n ou versie te vat en te quote en te sê nou quoteer ek hom. As die geloof nie daar is nie. God weet mos. Jy het nie die geloof nie. Dan kom hy op vers 6. Hy voeg by sy woorde niks by nie sodat hy God van jou nie rekenskap vorder en jy as 'n leenaar openbaar word nie. Dit gaan saam met Openbaring 22. As jy iets uit my woord wegvat, vat ek jou deel weg. As jy iets by my woord sit ek die oordeele by jou. God is redelik straightforward. Maar ons verander die woord vandag om ons te pas. If it's not my way, God nogal moeilikheid, want hy weet mos wat wil ek hê. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor wat wil hy hê. Hy wil aanbid word. Hy wil geëer word. Hy wil verheerlik word. Hy wil groot gemaak word. Dan hoor jy hierdie getuienis wat jy vanmôre hoor. Niks wat niemand kon doen nie, God het dit gedoen. In ons tye is dit net God wat die verskil kan maak. God se woord is volkome. God se woord is ons hoogste autoriteit. Jesaja 1 vers 2. Kyk, gelukkig is die man en vrou. Hier kom 'n interessante ding. Dankie. Hierdie is Job se storie. Gaan nou na Jesaja toe. Gelukkig is die man en vrou wat God kastei, bewerp daarom die tugtiging van die Almagtige nie. Alright. Iemand het sy werk verloor. Hy het 'n keuse gehad. Here, hoe kan jy dit doen? Wat het hy gedoen? Teruggegaan hom toe. Alles in jou lewe verkeerd gaan. God is besig om ons te kastei. Maar wie party mense sukkel om te luister meer as ander. Party ons kan net nooit luister nie. Party ons kan maar net al die tyd hierdie slaaf vat, en terwyl hulle die slaaf vat, blameer hulle God en God en God. En God is hierdie slegte een en God is hierdie slegte een en God is so onregverdig en God is al hierdie goed. Ek sê vir julle, ons het nou gelees. Hy heilig sy gaste. Jy gaan nie geheilig word sonder kastyding nie. As God nie tevrede is met 'n ding nie, gaan hy vir jou sê, alright, ek maak die kraantjie toe. Ek laat daar siekte kom. Ek laat daar droogte kom. Ek vat weg wat jy op vertrou het. Sodat jy en ek kan erken en sê, o Here, ekskuus. Vader, ekskuus, ek het ander goed wat belangriker as U geword het. Dan sê, het jou, draai terug. Draai terug. Alright, hy sê in die volgende vers. Want hy, God doen smart aan, maar verbind ook, hy verbrysel, maar sy hande maak gesond. It's amazing. Hoekom gaan beland hy skielik in die hospitaal, dan sê ek, as jy daar kom, hy, kyk hoe onverwags het dit gekom, sê ek, right, ons soek die oorsaak. Wat wil God vir jou sê? Hier is 2 getuienis. Gawie, so Sarah sal ek altyd uitlig. 5 jaar terug, toe ek hulle ontmoet, amper 6 jaar kanker. Hier sit hulle nog steeds. Wat het met hulle gebeur? Hulle het so intens diep gegroei met God. Wie word verheerlik? God. God word net verheerlik. Dis die fantastiese daarvan. En kom staan jy by die hospitaal by, dan sê die ouens, wow, hierdie ding het my oorgetref, dan sê ek gewoonlik, daar's 'n rede. En dan stuur God sy woord, hy sê dit, ek stuur my woord en ek maak jou gesond, maar ek wil hê jy moet hierdie les leer. Hoekom? Want ek heilig my gaste. Ouens, is ons gereed om gaste van die allerhoogste God te wees? Sjoe. Vers 19, en 6 benoudhede sal hy jou red. 6 keer gaan hy jou deur 'n ding vat. Maar in 7
Hoor wat sê God, verstaan wat hy sê. Keer gaan jy dalk moeilikheid kry, terugslag, alles verloor, alles gaan verkeerd, alles loop skeef. Maar nie 7 keer nie. Want God werk natuurlik in siklus. Hy werk in volmaaktheid. Hy sê in 7, as ons by die 7de een kom, gaan geen onheil jou tref nie. Wat is dit? Dood? Dodelike siekte? Dis 'n onheil. Jy word geroof, jy word verkragt, dis onheil. Hy sê dit sou nie tref nie. Ouens, kan julle glo jy kan op dit staan? Dit sal jou nie tref nie. Sy woord sê dit. Hy sê in vers 20, in hongersnood verlos hy jou van die dood en in die oorlog uit die mag van die swaard. So wat ook al kom, ek sal kos hê. Ek sal beskerm word. Is dit nou hierdie vreeslike ding om ouens wat so baie met my beklei en sê, ja, maar ons moet deur verdrukking gaan. Sure, moet ons almal soos die disippels sterf? Nee. Is hulle Christene gewees? Nee, hulle was Jode. Hulle het 'n ander era wat hulle deur moes gaan. Hulle moes teen die Jode as sulks beklei. En die Jode vervolg steeds vandag. Maar vandag sê Palestynë wat die Christene vervolg. Hulle ry nou in Damaskus se strate met groot speakers. Bekeer julle of sterf. Wat gaan jy sê, Afrikaner? Kan ons bietjie hart tot hart praat vanmôre? Wat gaan jy sê? Jy sal niks vir my vertel nie. Stop, God gaan jou kat toe sais. Alright, as die tong gesel word, jy weggesteek, jy hoef nie te vrees vir verwoesting, as dit kom nie. Alright, so wat 'n vervolging gaan ek en jy nou deur? Ek en jy gaan deur 'n vervolging van loutering. Want hy's besig om ons te heilig as sy gaste. Alright, so waarmee hy nie tevrede is nie, wil hy klaar skoonmaak. Hy wil jy moet nou klaarmaak hier. Alright. Oor verwoesting en broodsgebrek sal jy lag. Vir die wilde diere van die aarde hoef jy nie te vrees nie. Verwoesting. Lag. Jy sien lyk Gaza. Jy kyk hoe lyk Gaza. Lyk so pynhoop. Donald Trump het sê hulle sal nooit weer teruggaan, hy gaan vir hulle 'n nuwe stad bou. As die verwoesting kom, gaan jou huis ook so lyk. Weet jy wat? God gaan op die einde van die dag alles verwoes. God gaan dit doen. God gaan dit doen. Want daar kom 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde. OK. Hy sê, want met die klippe van die veld jou verbond, die wilde diere van die veld met jou bevriend. Openbaring sê in die laaste dag gaan die wilde diere die mense kom verskeer. Dis besig om te gebeur oral. Maar kind van God, God versteek jou. Right, vers 24. Jy sal uitvind dat jou tent in vrede is. En as jy op jou woonplek rondkyk, gaan jy niks vermis nie. Nogal amazing. Hoekom? My plek's afgesalf, die koning van alle konings is daar, sy engele is daar, so hy gaan nie eers my fiets kom steel nie. Ja, jy bly in 'n ander land. Nee. Ek bly onder God se sorg. Alright. Kom ons gaan na Jesaja 1 toe, vers 2. Hoor o hemel en luister o aarde, want die Here spreek, die Here spreek, die Here spreek. Ek het kinders groot gemaak en verhoog. Maar hulle teen my oortree. Dis die waarskuwing. Ek het julle groot gemaak. Ek het julle versorg, ek het julle vertroetel, ek het vir julle liefde gegee. Maar, hulle teen my oortree. God is die hoogste gesag. Hoe moeilik is dit vir jou en vir my om te onderwerp? As jy nie kan nie, is jy 'n rebel. As jy nie wil doen wat God wil nie, bly jy 'n rebel. God se woord is genoeg. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing,
tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk toegerus. Hoe lank dien jy die Here? Vir elke werk, goeie werk toegerus om wat te doen? 'n Verskil te maak. Maar wat doen jy vir die koninkryk? Daar's boeke wat geopen gaan word aan die einde en hy gaan sê, right, hier is die boek, laat ek sien wat is jou werke. Ja, ons praat al 5 jaar, skinder en afguns en leuns en rook en drink en hoereer en ons noem al hierdie goed al, en steeds gaan ons maar aan. Wys maar die vinger, ons wys maar die vinger, ons kry maar die fout, en dit is nie my skuld nie, is jou skuld, is daai een se skuld. Heerlikheid ouens, wanneer moet hierdie woord in jou en my lewe volkome word? Wanneer? God se woord is effektief. Jesaja 55 vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkom nie, maar doen wat wie behaag? God behaag. En wat voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Waymaker, miracle worker. Here moet my net nie stuur. Waymaker, miracle worker. Nee, Here, net nie ek nie. Waymaker, miracle. Nee, Here, dis nie vir my nie. Watter God dien jy? Watter God dien jy? Die swaard van die woord. Die woord sonder die Heilige Gees is 'n letter. Is wetties. Is dood. Dit beteken niks. Kom hulle daar by die muur staan. Plaas hulle net hulle koppe stamp en wakker word. Ek spot met hierdie ouens want dit is belaglik. Ek het die swaard, ek het die Gees, en die woord lewe in my. En hierdie swaard sê, is skerper as enige. Ouens, hierdie is nie 'n swaard wat jy gesien het, wat hulle gemaak het hier met yster nie. God het hierdie swaard gemaak. God het hierdie Gees gestuur. God se Gees is verterende vuur. God se Gees is vuur wat nie kan blus nie. God se woord kan nie ledig terugkeer nie. God se woord sny. Hy gaan tussen murg en been, siel en gees. Hy dring aan waar niks anders ter kan nie. En waar hy indring, bring hy lewe. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. Waymaker, miracle worker. My hemel, ouens. My hemel. Pas op vir die skudding. Pas op vir die verwoesting. Die wegskraap, die weggeraap, die verwoesting. God beloof dit. Die dag sal bepaal of jy deur sy Gees gelei word. Die Heilige Gees is nie die ons op in die kerk, nou gaan ons lekker en hy's hier nie. Dis 'n daglikse wandel. Elke dag is hy in beheer. Elke dag leef ek in oorwinning. God se woord is bepalend. Johannes 8:47. Die wat uit God is, meet jou gou vanmôre. Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. Dis hartseer. Dis afgryslik hartseer. Hier in die kant uit. Nog 'n preek. God gaan ook sê, jou nooit geken nie. Jou nooit geken nie. Wie is jy? Wat is jou naam? Ja, maar Heer, ken jou nie. Ek bid so die Here wil 'n skudding bring, laat ons mense net wakker word uit hulle doodslaap.
Want die kerk sit in 'n doodslaap. Elke ou is op sy eie hoopie, met sy eie mishoopie besig, en ek verstaan nie. So, hoekom kan mense nie in totale gehoorsaamheid wandel nie? Nou, ek het probeer die antwoord gaan soek, Romeine 7. En hierdie is 'n groote. Paulus sê, ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed. En wat doen hy? Lees wat sê hy. En my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Ouens, as jy hierdie ding vanmôre snap, gaan jy in oorwinning kom. Jou gemoed is vasgevang in jou sondige manier van dink en optrede. Jou gemoed is die een wat jou hele lewe beheer. Ek staan vanmôre op en dit voel nie soos 'n lekker dag nie. Jy's onder sonde, want sonde maak jou so voel. Jy's depressed, jy wil doodgaan, jy wil die kussing vat, jy wil hom oor jou kop trek, jy wil die kombers oortrek, jy wil nie opstaan nie, jy wil verder slaap, want jou gemoed is gevang deur jou vlees. Die swaard van die woord het niks losgemaak nie. Jy's 'n gevange van sonde. Ouma, ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie, ek doen nie dit nie. Jy leef nie in oorwinning nie. As Christus kom sterf het, en ek en jy kan nie in oorwinning kom nie, moes hy liewer net nooit gekom het nie. Want dit is sy tyd gemors. Maar nou kom die antwoord. Romeine 8:18. Ek reken, laat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Jy sien, nou gebeur daar 'n mindshift by Paulus. So ek reken, hierdie tyd wat ons deurgaan, hierdie slegte tyd, hierdie moeilike tye, hier waar alles wil verkeerd gaan, ek reken hierdie goed, gaan nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar word nie. Wat sê Paulus? Ons het nou 'n ewige hoop. Het jy 'n hoop dat die Here jou kom haal? Ag Here, net nie vandag nie. Ag, net nie gou nie. Ag, ek wil nog, jy wil nog, jy wil nog. Hy's besig om sy gaste te heilig. Onthou dit. Alright, vers 19, want die skepping wag met reikhalsende verlang op die openbaarmaking van die kinders van God. Openbaarmaking van wat? Die skepping wil alles openbaar. Vir wie? God se kinders. Ons staan uit. Ons is die seerduin. Ons moet uit die pad uitkom. Die hele skepping verlang daarna. Weet jy hoekom? Want die aarde is moeg. Die aarde sug. Die aarde is besig om buite beheer te tol. Jy het nog nie agterkom nie. Sal nie. Okay, moenie worry nie. Alright. Want die skepping, vers 20, is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. Nietigheid. Vers 21. In die hoop dat ook die skepping, wagtig, die skepping self vrygemaak sal word van die slaverny, van die ganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Tot die skepping sug. Bybel sê dit. Die aarde sug tesame. Die aarde is moeg om stikkend geskiet te word. Die aarde is moeg om verniel te word. Die aarde is moeg om vernietig te word. En die grootste is die kernwapens, is op pad. En die aarde sê, ag Here, kom, al die kinders. Ons wil daai openbaring hê van u kinders. En die tragedie is, 3/4 van die kerk gaan agterbly. Goed, vers 22, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. Kyk, vers 23. Nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sug in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van hierdie mislike ding, die liggaam.
Want dis hierdie ding wat jou so vashou. Hy hou vir jou. Want alles gaan mos oor hierdie ding. Hier's 'n groot waarskuwing. En daar's 'n groot belofte by die eerstelinge van die Gees het. Die eerstelinge. Hy wat glo hom laat doop, sal gevul word. Die swaard en die woord kan nie geskei word. Want as ek die woord skei, as ek die Gees of die swaard skei ek God. Dis God, sy Gees is in my. Sy woord is sy Gees. Sy Gees is sy woord. Kan jy dit verstaan? OK. Volgende vers. Ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie, want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Met ander woorde, gaan ons hemel toe. Ek hoop so. Ek hoop so. Praat ek ongelowig? Nee, ek het 'n ewige hoop. Ek sal God behaag. Ek sal alles doen om God te behaag. Alright. Daarom vers 25, maar as ons hoop wat ons nie sien nie, hier's 'n lekker ding, dan wag ons daarop met volharding. Met ander woorde, nou sê ek, ag Here, maar wanneer gaan U kom? Ag Here, kom tog nou. Here, die wêreld sug. Gaan U kom, asseblief kom. Ek het hoop dat U gaan kom. Wie bring die hoop? Die woord. Want die woord sê so. Vers 26. Net so kom die Gees, ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So jy kan net begin sug. Ek weet nie meer wat om te sê nie, weet nie meer wat om te bid nie. Help Here, Heilige Gees, kom tree U vir my in. Sien, dat jy 'n verhouding met Abba Vader. En hier kom die geheim, 27, hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. God ken jou hart, en hy weet wat die Gees doen, want dis God se Gees, jy kan hom nie mislei nie. OK, jy kan nie die Gees van God mislei nie. Jy dink jy kan iets hier binnekant wegsteek, dis God se Gees. As hy nog daar's, bygesê. Alright, vers 28, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Nou, hoe nou? Hoe nou? Hoekom loop al verkeerd? Hoekom gaan alles nie ten goeie nie? Alles, almal wat God lief het, sê hy, 6 ongelukke gaan jou tref, die 7de een gaan jou nie verniel nie. Want ek is besig om jou voor te berei vir 'n heilige fees. OK. Vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder die broeders. Wat is my vraag vanmôre waarmee ek jou wil los? Hoe seker is jy God jou geroep? Hoe seker is jy God het jou voor die grondlegging van die aarde geroep? Hoe seker is jy het jou naam opgeskryf? Wat wil ek jou vanmôre vra? Gaan maak seker. Gaan kruip jy ook nie deur. Sê Here, is ek daar? Het U my naam in die boek van die lewe geskryf? Moenie volbare sê ek gaan hemel toe nie. Dawid skryf 'n baie mooi ding, hy sê as jy vol van jouself geword het, verwerp God jou. Hy verwerp jou. Alright. Vers 30. En die wat hy van tevore geordineer het, die het hy ook geroep. Die wat hy geroep het. Amazing. Die het hy geregverdig. En hier kom die cherry op die koek. En die wat hy geregverdig het, ek heilig jou vir 'n bruilof, hom het hy ook verheerlik. Dan gaan jy in die glorie van God staan.
Wow, vir my Here, ja. Ek sal jou verheerlik. Ek gaan vir jou 'n kroon gee. Jy kan nie joune gee nie, hy gaan vir jou een gee. Hy gaan jou verheerlik. Ek hoop ons verstaan iets vanmôre van die woord. God se woord is goddelike autoriteit in oorlogvoering. Sonder die swaard beteken dit niks. Sê maar net beteken ook niks. So super wonderlik uniek slim God is. So super wonderlik slim is die duiwel ook. So jy kan 'n oorlogvoering, skrifte kan jy maar quoteer. Jy dit nie in die geloof doen nie, lag die duiwel vir jou. Hy lag vir jou. Die oortuiging nie hier is nie. En jy spreek nie geloof nie. Lag die duiwel. Hoekom? Want die gees en die woord het geskei. Ouens, julle moet bid dat daai ding nooit gebeur nie. Dis 'n nagmerrie wat jy nooit ooit sal oorleef nie. God se woord is die sterkste medisyne in enige laboratorium. Een jaar en 'n half, 2 jaar terug het ek gesê, gooi al jou medisyne in die toilet. Wie onthou dit? En toe? Toe kry ons maar alternatief. God se woord sterker as enige wetenskaplike medisyne wat hulle uitgewerk. I sent my word and I heal your disease. Okay. Ja, maar ek wil niks maar hoor nie. Ja, maar ek wil niks hoor nie. Jy moet die saak met God uit. Ja, maar jy weet hy pilletjie vir antidepressante. Jy dien 'n snaakse God. Vandag laat hy jou so voel, môre laat hy jou so voel. Geloof sê God genees. Klaar. En weet jy wat, as God nie besluit om nie te genees nie nou en nie, dan gaan ek huis toe. Daarvoor is ons bang. Wil nie doodgaan nie. Dit is 'n klomp getuienis van mense wat hierdie oorwinning behaal het. God se woord is 'n myn van onuitspreeklike skatte. God se woord is die enigste ware padkaart. Jy al gehoor as jy vir Siri sê jy wil gou ergens heen ry. Dan vat Siri jou hierdie kant om en hierdie kant om. Ek hoor nou die dag iemand ry 10 minute paadjie, 2,5 uur. Siri sê nee, Siri moet hier om en Siri sê en Siri sê en Siri sê. Naderhand sê ek vir Siri, shut net op. En dan sê ek vir myself, jy stupid, dink, hoekom moet jy nou vir Siri gebruik? God se woord is die suiwerste padkaart. As jy daai pad volg, gaan jy by jou bestemming uitkom. Jy gaan. Dis God se waarborg. God se woord is die genesende balsem vir elke wond. En nou praat ons geestelik. Die foute wat jy gemaak het, die steur wat jy gemaak het, die egskeidings wat deur jy is, die ontrou wat jy gedoen, al daai goed, God se woord is genesend. Hulle noem dit die balsem van Gilead. Okay, so wat is die vraag vir môre wat ek jou mee los? Wat het jy anderster nodig? Geloof. Geloof. Glo soos 'n kind. Daar is 'n kind op 'n babietjie, op 'n skoot. Daai kind glo een ding. Ma gaan kos gee, ma gaan doeke ruil. Ek glo God gaan voorsien, God gaan genees.
Dit is so eenvoudig. Dit is so eenvoudig. En ek wil vanmôre vir jou vra. Ek kan nie vir jou bid en sê ons gaan jou meer geloof vra nie. Ek wil jou vanmôre vra. As jy opstaan vanmôre, wil opstaan, sê Here, gee vir my die geloof van 'n mosterdsaad. Maar moet dit nie net gee nie, aktiveer dit. Dan gaan jy verstom staan. Want jy sien die mosterdsaad kan jy in jou sak sit. En dan gaan jy hom soek. En nou waar's die saadjie? Laat God hom hier aktiveer. En laat hierdie boom vrugte dra, wat God sal verheerlik. Wie gaan saam met my staan vanmôre? Onse hemelse Vader, beginner, volëinder van ons geloof. Ons kom vanmôre na U toe, Here, soos kinders. Ons kom na U toe omdat die woord sê, Jesus het daar op 'n stadium by Jerusalem toe sê hy, die mense is so skaap, hy is so jammer vir hulle. Vader, ons het nog nie verander nie. Ons is maar nog steeds skape. Ek sluit myself in. Dankie Here, ons bler nie. Maar ons is so in 'n verwarde wêreld. Ek dink aan daai toneel wat ek sien van 'n ou wat hardloop voor die skape by 'n verskriklike groot bonfire. En dan hardloop hy al om die vuur en al die skape begin 'n ry maak, hulle begin agter hom aanhardloop en op 'n stadium stop hy en hy gaan staan een kant en hulle hardloop steeds om dieselfde vuur. Maar dan nie ontstel en hulle begin al hoe nader aan die vuur hardloop, want hulle raak gewoond aan die hitte. O God, ek pleit vanmôre, help ons om nie gewoon te raak aan hierdie wêreld en sy misleiding nie. Ek wil vanmôre vra vir elkeen wat hier is, elkeen wat luister, elkeen wat by die huis is, dat U vandag, as hulle hierdie ware begeerte het, sal vra wat die disippels vir Jesus gevra het, gee ons meer geloof. En Jesus het nie gesê, alraai, kom ek gaan my hande op jou lê en ek gaan niks. U het gesê, U die challenge teruggesit vir ons. As julle die saad van geloof van 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, hef jou op, word nie in see gegooi, en niks sal vir jou onmoontlik wees nie. Ek pleit vanmôre, aktiveer hierdie geloofsaad in elke hoorder se hart. Pleit vanmôre, Heilige Gees, dat die vuur van God se Gees, die woord van die Here en die swaard van die Here bymekaar sal kom. Dat ons nie die swaard en die woord kan skei nie, dat ons nie die vuur en die woord kan skei nie, dat ons nie die Heilige Gees van die woord kan skei nie. Dat ons in 'n totale oorwinning sal kom. Vader, die waarskuwings kom vir die hele wêreld. Die hele wêreld is besig om 'n reperoer te raak. Die hele wêreld vertrou op hierdie stadium op die man van een arm. Die anti-kris in wording. Maar ek en my huis, ons sal in God vertrou. Ek sal nie op die arm van 'n mens vertrou nie, want die Here sê dan is ek vervloek. Ons hoop, ons redding, ons oorwinning, ons deurbraak lê net in God. Deur die wonderlike naam van sy seun Jesus Christus. Hy, die woord wat die waarheid na ons toe gebring het. En ek vra U vanmôre, aktiveer geloof dat ons waarlik kan sing Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Beseël ons met U Heilige Gees, Vader, is my gebed in Jesus naam.
Amen. Baie dankie. Mag die Here jou geloof super ignite. Mag hy 'n vuur in die brand steek wat niks en niemand sal uitblus nie. O Here, help ons. Ouens, baie dankie. Ons gaan